Hartelijk goeiemôre en welkom. Caledon Sport. Hartelijk goeiemôre en welkom vanaf Caledon Sportgronde, die nuweling vir die eerste keer in die Overbuck Challenge. Stanford Universals en dadelik as die mense in wat blou, wat swart en rooi op hulle voete en hulle skryf Wassels. Baie welkom. Jy is regstreeks ingeskakel op NH Sports TV. In samenwerking met Nissan Holdings Overbuck Challenge 2026. Hierheen is die massiewe een waarvoor almal gewag het sedert die launch op 13 Februarie 2026. En dat is amptelik afskoptyd. Span wat sy 4de verskyning maak in hierdie toernooi, uitgeleid deur kaptein Brendan Hunter. En die nummer 16 trui, Austin skrik van niks. Die derby en daar die kant in die owerste rand. Bang vir niks. Stanford Universals, teen skrik van niks. Austin Rugby Football Club, baie welkom aan een en die elk. Hierheen beloof om groter as groot te wees. Dat kan net soveel jou top 12 finaal wees. Dat kan net soveel jou Overberg Challenge finaal wees. Maar hierheen, as die een waarmee ons afskop vanoggend, saam met my, om die wijnkie te vertoef, in die wijnkie te vertoef. Oh, van ek kan nie alleen nie. Dat gaan behoorlik kook. Niemand anders, Aiden Abrams. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is en ons stemme kan hoor van heinde en ver. Dit is die 4de amptelike en jaarlikse instelling van die Nissan Holdings Pty Limited Overbuck Challenge in hierdie jaar 2026. Nuut gestigte span wat ingekom het, Stanford Universals. Hulle gaan natuurlik kragte meet teen hulle aardsvyande Austin van die Oeverstrand en spanne wat reeds op die veld is. Austin natuurlik aan hul bekende blou en wit en Stanford in die magtige rooi en swart. Hulle gaan speel van regs na links. Skeieregter vir hierdie kragmeting, Keaton Olivier. Al die pad van Robertson af. Hartlik welkom ook aan die toeskouers wat uitgekom het hierso om hulle onderskeie spanne te ondersteun, naamlik Stanford Universals, Austin, Caledon Gasheer en dan die magtige Safco van Grabouw. Skeieregter wat homself net gereed gekry het. En Stanford Universals wat die afskop gaan behartig hierso. Hulle eerste verskyning wat hulle maak hier. Die Nissan Holdings Overbuck Challenge 2026.
So ja, dames en heren, moenie skroom om vir ons te sê in die kommentaarseksie natuurlik wie jou ondersteun, wie jou gunsteling speler is van daardie span nie, en wie jy dink gaan daardie kragmeting wen tussen daardie twee spanne. Austin in hul 4de agtereenvolgende kompetisie. Net so 'n klein tegnische uitdaging met die scheidsrechter kommunikasiestelsel. Dan sal ons hierdie wedstrijd onderweg kry. Ian Cornelius, heel agter van Stanford Universals. Hy kry hierdie kompetisie aan die gang en hy hang hom baie hoog. En goed afskopbal geneem deur Morris Orendal van Austin en goeie duikslag op hom uitgeoefen. Die bal wat teruggejaag word om verligting te bring in die vroeë oomblikke van hierdie kragmeting. Ons eerste lyn staan ook. Stanford Universals wat sonder die dienste van David Gerber, die lyn staan koning, sal moet klaarkom hierso vanoggend. Bal wat terugkom aan die kant van Universals. Goed opgedra. En goeie strafskop. Gaan aan Austin. Is baie goed. Goed die kantlyn opgesoek en direk op die 10 meter stippellyn bevind Austin homself in die gebied van Stanford Universals. En hierdie keer geleentheid vir die hakker Brendan Virgil. Sy eerste poging in die lyn staan. Wie gaan hy vind? Gaan dit Arno Fischer of Maurice Orendal? En span die bal terug vanaf die hand van Leighton Perry af. En is 'n groot dra vir die nuwe man. Jason Enrico Martins. En weer een strafskop aan Austin.
En hierdie een in trefsafstand, want wat bietjie skerp opgekom het hier so aan die kant van Caledon McNeil. Ja, en hy wys so bietjie in die gesig van die spannend blou, dis Houston. So ek dink hulle gaan vir hierdie een net so bietjie wegbly van die pale. Of dalk, nee as Warwick. Philander wat sê, ek het hierdie een 40 meter as iets wat ek in my slaap doen, ek doen hom vir ontbyt. So gee hom vir my 3 punte op die spel. Houston wat kyk om eerste bloed te trek. Kom ons kyk wat maak Philander met hierdie skop. Skare wat absoluut doodstil raak in respek vir die skopper. Kom hy nader met die regte voet. Het lyk goed pale toe. En die vlag gaan op. En die eerste 3 punte van die dag is daar. Houston skrik vir niks. Wat sê, hierdie keer gaan ons seker maak dat ons doen wat ons moet doen. Baie vroeg in die wedstrijd. 3-0 en Cornelius wat ons vir jou in 'n veg kry. Perry wat hand opsteek, maar het gaan oor sy kop. Oh! Is aangeslaan, dit lyk na Savannah August wat daarin aanslaan. Hy gly reg deur die pakkies. En Stanford Universals, wat sê, hier wil ons wies. Perfecte gebied. Area van die veld om 'n aanval te loods. Agterlyn wat uitkom. Hier gaan 'n beweging kom. Centerpaar wat baie vlak lê op mekaar. Spasie Basson en Chad Kleinsmith. Bal wat behoort aan die manne in swart. Groot stoot van die manne in blauw, maar dan kom hy uit. Opgetel achter die Dauri. Kyk hy om weg te kom van 'n man of 2. Die bal is afgeneem. En dan is Cameron Blakies wat om veld afjaag. Baie goed teruggeval. Die Universals. En op baie groot druk, maar is Basson wat wegkom met die geleentheid. Arm is uit. Het lyk as hoog van Philander. Skeieregter wat die voordeel speel. Al word hy weer opgetel en nou gaan hy agterlyn toe. Voorspelers wat tweede fase balbesit geniet. Dis 'n klipharde titaniese stryd. Geen voordeel sê die skeieregter. En ons kom terug vir die strafskop. Die hoog van daar so Passie Basson. Oh, hierdie een Aiden Abrams. Ja, nee, ons het gepraat oor hierdie wedstryd. Vir die afgelope 2 weke. As hy op almal se lippe op social media. Hierdie kragmeting. Stanford Universals en Houston, dis is baie groot. Beide spanne wat baie goed opweeg teen mekaar, die aanval op verdediging. Baie goed. Stanford Universals met geleentheid hier so om die kantlyn op te soek op hulle beurt. Skeieregter waar haar so 'n bietjie aandag toon. Dit lyk asof wat by die nuwe man is Sambarase Lawrence. Is dit haar van Houston? Paramir is op die veld met hom. Dit is 'n baie goeie begin hier so op die aanval. Hier Universals en hulle wil daadwerklik hulle laat geld hier so in hierdie kompetisie en om te wys hulle gaan weer hierdie jaar kompeterend wees in die liga. En dan Ian Cornelius. Gaan hom kantlyn toe druk. En net kort van die kwart meter af gaan hulle tweede lyn staan voer, McNeil. Ja, Aiden, soos jy sê, net buite die kwartgebied, maar steeds is dit die perfekte plek
plek waar hulle graag wil wees om aanval vanna te loods. Kyk, wat gaan hulle maak met die geleentheid? Natuurlik 'n spesialis, beide spesialiste. Bal wat ongelukkig reg hoog gaan, maar is opgetel. In die middelveld die loskakel en nou sit die loskop stad Corneille Visser wat net een pad ken, dit is vorentoe as hy sy kop sak, kom die bal weer uit na die klein kantjie. Dit lyk na Armstrong. Kom hy uit, Teriana, agterlyn wat wag. Weer die voorspelers wat opvat. Binne die middelveld, net buite die kwartgebied, arm uit, voordeel, Stanford Universals. Visser. Kawan, skepskop, en hy maak Sake, gelyk op. Is ongelooflik McNeil hierdie man, Ian Cornelius alias Mincy. Hy sien hier spasie. En baie goed saam met die wind. Hy tref hom. Skepdoel van rondom 30 meter. En hy slaag om Sake gelyk op te maak hierso. En hier is nie Cornelius nie, hier is Cowan Klaas en die veteraan, al die pad daar van Bootrivier af. Maar nietemin, Wawik Philander met die afskop baie hoog gehang. En was daar 'n aanslaan? Nee, ja. Vanaf Universals met die afskop en skrimvoordeel aan Houston. Nou weer 'n geleentheid vir die blou span. Houston skrik vir niks om weer te kan kyk, kan hulle hierdie geleentheid van gebruik maak en punte aanteken. So wat 11 meter binne die halfgebied van Universals as dit die manne wat net so 'n bietjie gesels. Spel wat aangaan met die skerm so 11, 12 meter binne die halfgebied van Universals. Geleentheid vir plaatjies om hierdie vaste skerm te kan voer. Agterlyn van Houston wat nou weer uiteengesit is, duidelik dat daar iets uitkom of hulle gaan probeer om iets te kyk. Voordeel en dan die strafskop wat gespeel word. Strafskop Houston. En wat is dit hierdie keer? Wat gaan die keuse wees hierdie keer? Weer Philander wat sê kantlyn toe. Gaan hy dalk nou kyk Aiden of hy as skepskopvoering suksesvol kan kry. En nog 3 punte vir Houston. Maar reeds het hy sy span binne die kwartgebied geplaas. Ja nee, beide spanne met veterane wat weet hoe om die wedstryde te hanteer. Baie goed weer eens deur die Claymonder Leitenberry. En dan gaan die bal in dryfmaal in. En dan gaan die grond toe losgebreek. Deur die kaptein. Die manne wat nou hand opsteekie voorspel is groot loopie. Vinnige balretensie, maar ongelukkig slaan hy aan. Het hulle gesien, dis aan die buitekant. En ons moet speel. Ja nee, besonders so verdediging daar so. Deur die manne van Stanford. En om Houston buite hul kwartgebied te hou en hulle net raad te stuit op die aanval.
gaan Austin hierdie keer weer die manne van Universals oor die bal kan stoot in die skrim. Weer eens op ons beurt. Ons hartlik welkom aan een en elk wat ingeskakel is op NH Sports TV. En natuurlik gaan u moet aansluit op die vennootskap teen R40 om hierdie wedstryde regstreeks te kan sien wat hier plaasvind op Caledon Sportgronde. Dis die Nissan Holdings Overberg Challenge 2026 vol vuur en vlam. En ingesit deur die skrimskakel. Weer eens oor Donder Austin. Universals in die skrim, McNeil, ons het nou net daarvan gepraat. En dan verloor hulle ook meters uit en dit is iets wat, en daar gaan ons sakkie toe. Geel kaart en dit is die skrimskakel wat sy plek, nee, sy flank, hy voel natuurlijk dat die skeieregter het iets gemis aan sy kant. En hierdie is natuurlijk van Austin sal voor lippe aflek uit en 'n skrim, 5 meter skrim, nadat jy reeds die oor aan dit oor jou opponent het, jy 'n 5 meter skrim teen 7 man. Gevaarligte vir die manne van Universals nou. En met 7 man in hul voorry nou, kan Austin meer skade aanrig hierso. Ingesit deur Plaatjies. Baie beter skrim. Ja, Philander. En Warwick Philander gaan ook vir die eerste 5 punte in hierdie wedstryd vir hierdie dag. Maar 'n baie beter skrim met 7 man vanaf Stanford Universals staan die handbreek op, duflok aan en geen beweeg, geen keer is daar aan daardie skrim uitstekend gedoen. Maar die 5 punte is daar, dis waarvoor hulle voor sou werk. Philander, hy maak nie 'n fout met daardie een en is duidelik in die skermskoot. Chet Kleinsmith wat sy leierskap gebruik in die span en 'n bietjie gesels, bietjie praat oor sekere goedjies. Dat is 'n fantastiese kragmeting. Fantastiese kragmeting. So ver. En as Cornelius wat hom weer hoog laat hang hierdie keer maak. Augustine fout en hy kom in 'n stokloop 1 2 3 4 5 man verder om hom grond te vat. Hierdie keer besluit hy sit sy kop neer. Na die das kan gespeel. Visa. Leave it now. Yes. Plaatjies weer uit. Klapart opgevat. Voorspelers wat baie goed meters maak. Opgepik. Agter die oond. Dis baie warm. Austin wat nou 'n tweede vleuel inkry. Philander wys hy dan gaan hy self. Wow! Dis klapskote oor en al. Plaatjies, selfde kant, hy speel aantig en hy Kleinsmith collide in mekaar. Plaatjies, vir Visa. Voordeel word gespeel. Karl Swarts. Hy verloor die bal in kontak. Strafskop. Onkant. Maar die skare wat waarde kry vir hulle geld en ek is seker hier by die huis kry waarde vir die geld. Vir hierdie tipe rugby is R40 te win. Dit is deur duisende se waarde wat die afkom. Hou vas. Mens, dat kook. Uit en ek weet nie gaan ek het al tot die finaal. Only time will tell.
Ek dink hulle On sal hierdie toestand, soos hierdie wedstryd aangaan, dink ek jy gaan dit maak tot 1-1 toe nie. ek dink hulle sal vir jou 'n stem moet invoer. Dalk 'n Engelse een uit Londen uit. Nee, ons as plattelands platweg Afrikaans, hy moet so 'n brei by het. Daai hoelies af Engels werkie vir my nie. Via sit Philander wat seker maak binne die kwartgebied as hy in sy span vir nog 'n aanvalgeleentheid. En dan delegeer hy dinge in die agterlyn. Hunter, hy het die bal in hand. Daar is tijd in, hè? Wie gaan hy van? Hy van Berry en dan kom hulle af vir rolmalbeweging August en die nommer agtery. Aangeslaan sê die skeieregter. Knock on. Now we're every day. We're every day. Let's walk. Brendan Hunter wat net gou wou hê. Met Die 3. Olivier moet Met 3. kom kyk. Olivier wat vir hom sê nie nodig nie. Nie nodig nie, hy het hom aangeslaan kaptein. Scrum 5 meter. Vanaf Universals doellyn het hulle die voorreg, die geleentheid om hom in te sit. En dit is 'n hele baie spul. Daarom Keaton Oliver en sy mikrofoon waar dit optel. So wie skerm kom in 'n steek nou. Ek maak jy kommentaar vir Kari. Hou het 'n spoor van gees, maar hier kom moet jy hard werk nou. Kom ons kyk daar hier. Kom ons werk eers. Kaptein Ali Mara Hunter. Kaptein vir Universals teen die kant maar ons gesels rondom. Sit! Relax man. Okay, move up there please. Hoek is deze man. Okay. You got it? Stay on Michael please. Stay on Michael. Wat heel wat. 2 in boys, 2 in. Good. Let's wait now. Oh, we go. Let's wait. Klaar is, kom. Let's go. Crouch! Stanford Universals op sy doellyn. Sit! Scrum behoort aan hulle. Yes. Number En die 6. strafskop wat gaan aan Universals en vir die geleentheid kan hulle wegkom. Hulle besluit om te hardloop as Son. In die hande van Klaasen. Nice now. Word hy vasgedruk binne sy eie kwartgebied, maar vinnig weer opgepik. Nothing weer. Deur die plaasvervanger, nou is daar geleentheid om weg te kom. Steekskoppie. Like a blade. Release him now. Stay. Via binne die kwartgebied Klaasen, dan swaai hy hom uit. Na die hoofpaviljoen kant. Wie gaan hom kry? Alright, Nick. Is het hier, En Nick? ja, daarin is Okay. net hoog. Baie druk geplaas. It's a high tackle. You have to go lower, please. Baie goed. Hierso deur beide spanne op die aanval en op die verdediging. Sorry, kom hier. En ten spyte van 'n man minder, Stanford 6 is a high Universals tackle. wat hier teen alle verwagtinge die bal gooi om Houston buitekant en buite hulle doellyn te hou en aangeslaan deur Houston met die lynskoop. Maar 'n baie goeie skrum ook op Ja. Stanford. En dan 6. gaan daar aan, blyk dit by lyk die na baan Danny en agter de is. Tooi wat aan die You veld have to afkom. stay bound. Met besering en Roland Swarts wat hom gaan Stay vervang bound. You have to stay bound. op senterposisie. Let's go. You play, you keep playing rugby. I will do the referee's job. Thank you. En die permutasie van die skeieregter McNeil Number 6, is still bound. as daar gaan geskrim word aan die diskant. Die Stanford Universals wat hier smullend lyk om Crouch! punte te gaan aanteken. Nog nie lekker hulle vorm gevind hierso nie. Maar kom ons kyk wat gaan hier vandag gebeur.
aangesit deur die skrimskakel. Dan kom hy terug. Klaasen. Rolskopie opgesit deur die gaping. En Percy Basson. Ongelukkig. Soos 'n koekie laksie baie glad in sy hande. Kon hy nie die bal onder beheer bring nie, McNeil. Ja, hy het hom net nie. Dit het gelyk asof Cameron Plaatjies hom eers sou kry. Maar die spoed van Basson wat tel, maar ongelukkig die ovaal eier wat nie altyd stiek binne die mandjies nie en binne die volgende oomblikke uit gaan Universals via hulle volle 15 man op die veld het en hulle het slegs 7 punte afgestaan. Baie goed gestaan nadat die skrim, nadat hulle 'n man verloor het met 'n geel kaart. En die gesit die Plaatjies, bal is beskikbaar agter, baie beter skrim die Universals, maar kom die bal uit. Philander wat hom op die voet sit en hy sit hom direk uit. Ongedwonge fout. Plaasspel binne die halfgebied van Austin met Universals wat die lyn staan gooi aan Alane het. Geel kaart wat binne die volgende minuut daar gaan wees. Kom hy af, mooi gedoen in die lug, binne toe gespeel deur Cornelius. On his hands first. Stay! Stay. Woe, en 'n monster van 'n tuigslag. Daar vanaf August, die bal is afgeneem en veld afgejaag. En nou is dit spoed wat gaan tel. Uitstekend gedoen. Man vasgedruk binne sy eie kwartgebied, maar die skeieregter sê nee. Wrong side. Onkant speel. I've been the wrong side. You have to go. He's a tackler. Hy moes net op sy voete gekom het, omgekom het en dan deur die hek. Maar hy het gebly. Ongelooflike baie spoed daarso deur Jaden Kennedy. Die strafskop wat daadwerklik gaan aan Universals. Dinge wat nog nie lekker begine werk het vir hulle nie. Dis 'n massiewe lynskop. Deur Cornelius. En hy plaas homself. En Stanford Universals met die flank wat terugkeer. En dit lyk na Alfredo Moses wat weer terugkeer om die 15-tal vol te maak by Stanford Universals. Kyk hierdie keer of Abrams een van sy springers daadwerklik kan vind hierso. Wyntjie wat so 'n bietjie sterk Captain. teen kan bring teen Austin en dan plaas 'n vanger hakker So wat jy doen is arme so. wat ook op die veld gaan. Zijn zo. Met na Doniel Titus. Julle wat af. Jy doen my. En 'n baie fisiese kragmeting wat ons self hier afspeel. Can you please watch the tight head because where he's putting his head supposed to be under my armpit, isn't it? Yeah. But then he's bringing it inside, so it. Huidige telling Austin 10 punte, Stanford Universals op 3 punte. So wat 23 minute reeds verstreke in hierdie eerste helfte. En baie wat ons so ver gesien het. Lynstaanbal wat terugkom aan die kant van Austin en Karl Swarts dra die bal net kort van die 10 meter stippellyn af. Wowie Philander deur die gaping. Is August steeds op sy voete, dan word hy plat getrek. Oor die 10 meter stippellyn van Universals, dan kom hy weer terug Philander. Roland Swarts, hy sien 'n spasie aan die agterkant en hy sit vir Van der Rede op sy fiets. Maar die bal gaan reg agter uitrol. En met hierdie man in jou span, Roland Swarts, sy taktiese skoppe en beslissings met Neil, gaan nie op jou hoede moet wees. Ja, Aiden, die idee was definitief aan, die uitvoering daarvan, net nie soos hy dit graag wou hê nie, maar daar was spasie in die agterkant om mee te werk en die spoed wat hy weet sy vleuels
Yellow card. en hulle besit het, Already. kan daar definitief moeilikheid kom as hy daar die taktiese skoppies van hom oor die verdedigingslinie Ja, gaan regkry. This guy is going down. No. Die idee, Listen to me. net I'm nie the die referee. uitvoering daarvan nie. No. En 'n mens Ik sou zeg toch voor toch één. Aiden, En ik zeg, en gezien die wind in sy gesig vraag waai, jou. dat daar die perfecte Als je koffie tikskoppie wil sou geven, wees, zeg well done. dat die wind hom bietjie sou halter en dat hy binneveld sou bly, maar natuur is 'n ander ding, hy is 'n ander ding. Sorry. Ja, dit is net weer eens 'n weerspieëling van hierdie man se kwaliteit daarso by Austin. En wat hy kan bring na die tafel toe natuurlik. Hy het Denny de Tooi vervang Fine. in die 15de minuut Sit. en hy is direk in die middelveld ingebring. Groot skram en hierdie keer is dit vir Dowdy. Baie beter op die aanval. Universals nou. Kom hy uit, Basson en hy word gelak daar deur Jaden Kennedy van Austin. Kort loopie en hierdie keer baie beter gedoen. Maar Abrams het daar ontvang word in die middelveld. Wow. Hoog vat sy hierdie skeieregter en dit lyk asof Moses. Stanford Universals wat baie beter lyk hier so op die aanval. Sterk gedraai, daar kom hy uit na die kaptein toe. Richter, hy sit nou op die voet daar so. Ongelukkig. Bal wat by die kantlyn uitrol vir Isaacs. Maar daar was 'n voordeel gewees. Captain. Captain. Speler af van Universals waar al aan die diskant. It's a clear eye shot. No. Geel kaart gaan aan die kaptein Brendan Hunter. En vir sy dade gaan hy 10 minute in die koelkas moet deurbring, McNeil. Dat is glad nie van Austin Ja, op hierdie tackle. oomblik van die wedstryd wil hê nie. Dit lyk asof die momentum in hierdie wedstryd so bietjie swaai aan die kant van Universals en dit is glad nie wat jy nou wil hê nie. Jou kaptein, jou hoofleier, daar's genoeg leierskap in hierdie span, maar Brendan Hunter is altyd die man wat dinge onder sy leiersels neem en beheer het van die span. Dat gaan sekerlik Universals daar die tweede wind agter hulle gee en hulle hakskene. As die skade begin saam gesels. Lyn staan net binne die kwartgebied van Austin. En die spesialiste wat teen mekaar opgaan, Arno Visser en Brendan Dowdy. Beide kante wat daar 'n ongelukkige aanslaan. How's it gonna work? Because we don't have a hooker anymore. Yeah, Sabon on the bench. Yeah, the hooker is the one that you gave the yellow card. Yeah, but on the Not the hooker, man. Een man wat die veld moet sal verlaat. Het lyk na oh, minuut en 'n half. Leighton Perry wat gaan plek maak vir Marvin Benjamin. Nee, Perry gaan sy plek behou. Dis hy. Binnekant flank. Natuurlijk. Stay up, please. Stay up. Stay up. Yes. Crouch. Bind. Set. Dis Jason Martins wat plek maak vir Benjamin met die skram wat in tye stort. Bal kom uit by Universals. Veld afgeskop deur Swart. Wie gaan hom kry? Klaasen is die eerste daar en hy is onder druk geplaas deur Kennedy. Gaan die bal uitkom? Yeah, you play the ball on the ground. En die skeieregter sê nee. Man op sy knie. En dan word daar vinnig tikskop gevat. Dowdy, hy klop een. Kom verby een man. Yes, now. Spasie in die buitekant vir Universals om mee te werk. Kom die bal los. No! Hands out! Speel op die middellyn. Opskiet verdediging vanaf Austin. Oh, en dan oog op die man. En dis rustyd. Aiden, dis rustyd. Ek verdien die breek meer as enige iemand anders. Ja, Want ek wat draai die wedstryd. Wat 'n eerste helfte wat ons hier gehad het, McNeil. Uitstekend, uitstekend.
Well done aan beide hierdie twee spanne. Well done aan meneer Keaton Oliver wat uitstekend doen op hierdie oomblik in hierdie wedstryd. Ja, rustig hier so aan die kant van Caledon Sport geword in die eerste kragmeting. Houston teen Stanford Universals. En huidige telling is Houston voor met 10 punte. Kan jy Stanford, gaste 3 natuurlik punte. welkom in die kommentaarhokkie. En hier het 'n man sopas vir my al gesê goeiemôre. Dit is nog baie vroeg in die oggend, 20 voor 11 en dit is middag by die man. Tweede wedstryd natuurlik na hierdie een gaan wees Safkol United en Caledon Rugby Football Club, die verdedigende kampioen van die Overbok Challenge. 20 wenner. Maar vir nou gaan ons vir 'n klein breek. Moenie weggaan nie. Bly voor die TV. Bly voor die foon. Vat hom saam. Bly voor die laptop. Die tweede helfte gaan beslis kook.
Reg dames en heren, is terug vir die tweede helfte. En de rustuittelling is so aan die kant van die Caledon Sportgronde. Worston 10 punte, Stenford 3 punte. En Worston op hulle beurt van rechts na links saam met die wind hierdie keer. En die afskop wat nie teruggewen kan word deur Worston heen aangeslaan in die kontak. En ons eerste skram van die tweede helfte. Kaptein van Worston, Brendan Hunter, wat net voor rustyd afgestuur was vir 'n hoë duikslag op die nommer 6 flank van Stenford Universals. En hy gaan sy straf moet uitdien in die koelkas. Kom hy terug aan die kant van Stenford. Groot loopie. En direk maak hy impak as Lefleur. En Marco Jones wat ook op die veld is. En hierdie kan groot probleme veroorsaak. Maar dan word hy opgehou. Soos 'n paal bo water, Worston se hele span wat hierdie man gaan moet keer. Plat getrek. En Worston in verdediging. Take a bow, but wow. Marco Jones. Das hy Aiden van die wedstrijd op sy beste gaan raak. Dat is definitief hier. Marco Jones, Conan Lefleur, dadelijk op die veld, dadelijk aanpak, dadelijk bal in die hand. Kom plat. En 'n paar mannen moet rondstaan vir Worston. Heel week was daar gepraat, heel week was daar dinge gesê. Dit is nou tyd om jou man te staan. Jy kan sê wat jy wil. Die game word hier op Facebook gespeel nie. Dis nou tyd. Plaatjies met die uitsit, kom hy uit. Vooraan rigting verander met die voet en hy gebruik die vind. En uitstekend 50-22. Oh, mens Roland Swart. Jou legende. Hy weet net wat hy moet doen. Hy weet wanneer hy dit moet doen. En Brendan Hunter, wat natuurlijk die loting gewen het. Hy het geweet hoekom. 50-22. En Worston, wie voorloop met 7 punte. As binne die kwartgebied van Universals. Maar die inspuiting van die plaasvervanger bank af, het hulle goed gedoen. Backwards sê die skeieregter. En dan aangeslaan, omgekeerde besit. En hulle kry 'n vaste skrim. Universals gaan nou weer ontsnap uit hulle kwartgebied. Is baie goed daar so die impak aan hierdie manne Jones en Lefleur wat direk van die bank afkom om 4 en vonk te verskaf vir Stenford Universals. En gaan daar 'n ommeswaai wees aan hierdie tweede helfte McNeil. Ons het reeds in die eerste helfte 4 vonke gesien. Maar hierdie een om aan die finaal te speel. En dan ingesit deur die skrimskakel by die voete van Dowdy. Kom hy uit. Kort aangee en hierdie keer maak Worston seker dat hulle die middelveld bedek. Maar strafskop gaan aan Stenford Universals. After all away first. Then the tackler can come. The tackler can come. Tackler first away. Cornelius. Wat gaan hy maak? Hy nee. Kyk na die kantlyn toe. En hierdie keer Captain is clear there. gaan hulle Tackler have to be away. die suidoosterwind moet aanskou. Stenford Universals. Hulle het brood nodig, 'n 3 nodig. Worston wat teen alle verwagtinge druk steeds toeplaas. En kom by terug aan die kant van Worston, plaatjies. Die skrimskakel, hy gaan grond toe. Philander agter die oond. Offside. Voordeel aan Worston. Release. Stay. Advantage offside. Kom maar uit. Hierdie keer vir Orendal. Dra die bal 5 meter veld op. Stay. Plaatjies. Kyk na sy linkerkant vir Lyle Gillian. Release. Steeds aan die kant van Worston en in goeie trefafstand
Philander, fop aangee. Steeds Philander. Hy gaan grond toe en bevind homself binne die kwartgebied nou van Stanford Universals. Ja, Aidan, weer geleentheid vir Austin. Wat uitstekend doen in hierdie tweede helfte. Man in die strafkas. Maar nog geen punte. Geen punte nog so ver afgestaan. En Philander wat sê, hy kan hierdie wedstryd buite die bereik van 7 punte maak. Wow, Philander met die regtervoet. En hierdie keer is hy nie daar nie. 22 meter. As jy nou tyd. Drop out. Nee. Dit is 'n kasvisie. Sy. Kas of Oh, Hunter. uitstekend gedoen, maar Kleinsmith wat die bal optel. En dan kom hy met 'n loopie. Opgetel deur Isaacs. As hy hom in die nek gevat, die skeieregter sê nee. Steeds 'n tel aan Isaacs. Wat beweeglik is. Philander weer met die spasie wat hy sien agter. Agterna is dit die Kennedy. Wie gaan hom kry? En mens, dit is fantasties hier in Caledon. Dit is fantasties. Dit is fantasties. Met 'n man minder. Met 'n man minder. Die momentum van die wedstrijd wat swaai in die guns van Stanford Universals. Ongelukkig kon hulle dit nie gebruik nie, Hayden. Dis ongelooflik gedoen daar so, die skoppie oor die verdediging deur Philander en die opvolg deur Kennedy. Grabou. Briljant gedoen. En Austin sonder kapteinskap. Is ongelooflik deur die manne van die Ouwestrand. En Philander om te kyk of hy hierdie keer kan slaag waar hy misluk het met die strafdoel net hou. Om die telling 17 punte teenoor 3 te maak en hy maak so. En Stanford in groot moeilikheid, McNeil. Baie groot moeilikheid, maar as ons weer kyk na daardie een, fantasties. Die jongman, Dylan Isaacs wat die bal optel om beweeglik hou. En dan Philander wat die spasie sien aan die buitekant die skoppie. Kennedy die vleuel. Hy maak seker. Captain. Hy kry hom. You're on the yellow card, just remember. Dis 'n geel kaart. Stel hy. En dan nog manne wat opkom. So pas. Uitstekende goedjies van Mag Isaacs. Dan word hy vervang deur Dixon, Brandon Lee Dixon. En die kaptein wat ook terug is op die veld. Maar Universals het hierdie een gevat vanaf die afskop. Opgehou, dit is die tweede maal van Austin dit doen Aiden om die man met bal en al kop boven water te hou. En alle wen die skrum. Via geleentheid vir plaatjies om in te sit, maar Universals wat nou sal moet 2 verdoelde 3 aanteken om gelyk te kom in hierdie wedstryd. En dan weer punte aanteken om voor te kom. Klein kykie toe gespeel en in die lug opgesit deur Philander. En dit gaan uit. Net voor die man die bal dopgehou. Het lyk na Ronaldo Isaacs. Sy boetie so pas teen hom. Gedoen. Wat baie mense weet hierdie Isaac broers kan doen.
rugby bloed het hulle natuurlik binne hulle are. Of dalk loop die rugby bloed in 'n verskillende kanaal. Bly staan, nie so goed gedoen het, was die geskop. Die plaatjies. Stanford Universals wat nou net so bietjie sal moet kalm bly en moet kop hou. En seker maak hulle kom stelselmatig terug in hierdie wedstryd. Hulle weet hoe om die momentum te skuif na hulle kant. Hulle het die kapasiteit binne die span om dit te vermag. Bal weer afgeneem. Hierdie keer gooi Hunter hom reg verby almal. Kennedy kom terug om reg te maak. Kyk wat kan hy maak. Kom hy met aanvalgeleentheid reg deur. Wow! Hele vleer wat hom optel. Speel hy binne toe. Armstrong met 'n skoppie. Dixon. Bradley Dixon. 1-2 manne. No. Voor die bal secure vir Austin en nou word rustig gemaak. Philander word gewys deur die kaptein. Skop hom veld af. Is net 'n los voorspeler wat daar is. Ja, vaste voorspeler en bal aangeslaan. Net buite sy eie 22. Dit is glad nie wat jy wil sien as jy 'n Stanford Universal supporter is Ek stem, op hierdie oomblik nie. ek stem beslis saam met Neil. Twee plaasvervangers dat hulle ook in die veld stuur nou. Maar op hierdie stadium blyk dit is all systems go vir Austin. Huidige telling 17 punte teenoor 3. En Dowry wat van die veld af kom. Sowel as Armstrong Van die begin af al. vir hulle verdienste. Dit was kliphard daar binne glo ek. Respect my rules here. There's some you keep left of the mark. Ja, dit was kliphard en hierdie manne verdien 'n applaus. Left of mark. En Dubbin zegt weer het is scherp. Nummer 2. Plaatjies wat gaan kan voer. Aiden is dit weer in hierdie skrum wat Universals gaan wys hulle kan staan. Kalm. Teen wat ook al hulle kan toe gegooi word deur Austin in 'n skrum veral. Plaatjies met die bal in hand, Aiden. Ja, en wat ons in gedagte moet hou is daar is net 30 minute per helfte. Jy sal die beste moet maak van die tyd op die veld. Een van die geleenthede wat hier kry. Plaatjies ingesit. By die voete van August en 'n groot skram hierdie keer deur Stanford Universals. Wat gaan hulle maak? Hulle besluit om te tik en speel. En hier gee hulle weer vir Jones. Hy besluit, hy gaan hierdie keer nie die kontak neem nie. Steeds aan die kant van Universals en hulle besluit hulle gaan die bal hardloop van hulle eie kwartgebied af. Kleinsmith, Lefleur en hulle vind Percival Basson om die nek geneem. Wat sê die skeieregter? Stanford Universals glad nie tevrede nie. En hulle voel daar was vuilspel betrokke. En nou dinge wat vuur en vlam opstaan tussen hierdie twee spanne. Dat is 'n derby, Aiden. Dat is 'n derby. Dat is 'n derby. Iedereen is achter me gezien. Hoezo? Okay. No, I have a tackle here. Captain. So, school, we have a high tackle here. So, no. Let's go back. Then back. Where's the line? Yeah. Release! Out there now! Yes. Uitstekend gedoen deur Universals. Okay. Uitstekend.
Uitstekend en die skade wat weer ontplof op Kelly dit van nog eenmaal. Die aanpak van Conan Lefleur. Die ervaring. Hy weet om sy hande vooruit te maak. Okay. Can I get you, please? En hy kry die bal uit na Passie Bason. Dit lyk na Bason. Wat mediese aandag kry. In die Tuskant se hoek. Stanford Universals wat direk terugslaan. Ja. Doelskop om te kom. En het gaan baie moeilik wees. Teen 'n baie sterk wind. Okay. Maar wat saak maak is Ons dat hulle ons oor die is in- witlyn gekom het. Try. Can you check the ground for me, please? Skeieregter wat nou die TMO mee gesels. Gaan net Oh ja. na die ground en kyk. Okay. Okay, I can stick with my on-field decision. That is a try. Stick with your on-field decision as hy woord van Dankie. die televisie skeieregter Jamil Pandey. Stick with your on-field decision. Uitstekend gedoen. Conan Lefleur weer eens hierdie man op die veld, op die bal, op die aanval. Hy doen sy ding. Hy doen waarvoor hy in hierdie span gebring is. Perfekte tyd opgebring. Hy kry die man, kry die man, Happy with the tackles here. vat sy man aan. Happy. Conan Lefleur. En dan gaan hy van nog een trek die laaste verdediging. 15 uur. Dixon, wat dwars hoog kom. 15 minuten. 15 minute. So speeltyd oor, baie tyd nog vir Universals om hierdie een om te keer. Maar die belangrikheid is dat hulle oor die witlyn gekom het. Philander met die afskop. Baie diep gehang. En goed opgepak en nou vir die ondersteuning. Isaacs. Strafskop gaan aan Stanford Universals en hier gaan 'n man in groot Dis moeilikheid offside om en sy knockdown. bevind. Geel kaart. We go. He's offside. Gaan hierdie And keer it's aan knocked Jason down. Martins se 6 verlang. He's offside and it's a knockdown. En dit lyk asof dit sy tweede geel kaart is. En ja, dit is sy eerste een. Hy het net die trui aan. Goeie veld gewen met die lynskop. Let's go. En dis goeie voordeel nou vir Universals. Hulle is 11 punte agter. Dit gaan 'n groot poging veg vir hulle hierso om terug te kan kom. Maar Houston wat lyk soos die skadu van die span wat heel eerste helfte gespeel het. Ja, weet je. Vorentoe aangegee. Na Dixon toe sê die skeieregter. Manne wat heel wat geselserig is onder mekaar. 12 punt wedstryd. Oh, Oostin dat is wat veel voortpassie. byt Let's go. aan die voorsprong vir alles wat werd is. Crouch. Bind. Sit. En sy wat behoort aan Universals. Ja, ik heb een probleem mee. Nee, normaal. Baie meer respek. Om praat met ons. Dis nie so hard hoe so mooi op my kom as ek nie op die skat hier. Respect. Speel aan, 9, speel rugby aan. Oh, step, go please.
Scrum wat weer gaan gevormd worden. Crouch! Point! Sit! Mannen wat Samtrek. Word die bal ingezet van die mannen in Zwacht. Kom hij uit. Tiriana. Ballen teruggespeeld. Die Kom, tijd als Manage. Wijs wordt Manage aangeslagen. over. En Philander wat die skop in die gezet. Achterna Take gezet him back. door Vele. Take him Take back. it back, zei de scheidsrechter. Take it back is die goal. Clearly back. Scrum. 5 meter scrum aan Austin. Baie goed, baie beter gedoen om hulle weer Take him back. om Stanford Universals onder druk te plaas. En nog punte hier vir Austin kan groot moeilikheid beteken. McNeil. Ja, zo wat 10 minuten speeltijd oor. Hulle sal moet gee hier vir alles wat weg is. Crouch! Point! Sit! Plaatjes met die bal in hand. Wordt het ingerol. Bij die voeten van August. En Use daar now. staan hij doodstil. Use 9! Use het als 9! die Use it! Stay back! plaatjes naar die tuskant. En Kennedy daar zo. Tackle! Nice now! Tackle, goal. En nog een 3. I'm gonna try here. Dat kan die wedstrijd wees. Austin skrik van niks. En hulle wys hoekom is hulle die span aan die oorstand. Wat volgens hulle ondersteuners dinge regeer daar. Wat een fantastische wedstrijd. Wat een fantastische terugveg van Stanford Universals. En is Austin wat op hierdie manier sê, 11 minuten. welkom in die Ja. Overberg Challenge. Dit is nie net 'n gewone friendly nie, dit is nie net 'n gewone liga wedstryd nie. Hierdie is groot rugby. Daadwerklik McNeil en om 'n statement te maak. Die 8ste man Jivan August bars oor die watlyn weer vir Austin. En Philander om die twee by te voeg en nog verder die spyker dieper te kap in die kus van Universals. Gaan we Wauw. slaag met hierdie een. Tref hom met net goed. Direk aan die lug op. Hy gaan dip. Ongelukkig misluk hy met die doelskop. Ja, maar as ons weer kyk uit na daardie skrum, hy doodstil gestaan op die 5 meter stippellyn. Die skeieregter moes plaatjies sê speel is beskikbaar. Kennedy wat so 2-3 trappe na buite binne gee. Word gestuit 'n halwe meter. Maar dan Jivan August wat sê catch me if you can of keer me if you can. Cornelius wat hom weer laat oorgang. Backwards, Brad! Backwards sê die skeieregter en as die 3 drukker Take him back. August. Take it back. As Kennedy om in die keel van maak out sy afskop. En hy sprong van die borskas af. No, number 14! En nou is die skare deur mekaar want dit is die bekende man, die beroemde man Marco Jones. Wat vir die eerste by my. keer sedert By sy my. tyd vanaf Robinson By my. Brown die bal misvang. En hy word verwelkom in die Overberg McNeil. Ja, hy dan, hulle sê welkom in die Overberg. Die manne wat taamlik daar sê, letterlik welkom in die Overberg. Die is nie jou maas huisie. Crouch! Point! Skrum wat weer behoort aan plaatjies. Sit! En die Austin agtal. Gaan ons weer doodstil staan, groot stoot. En hulle kry die strafskop. Ken the pressure. En nou sit Jones. Stoot een man af, is Philander wat aangaan. En Austin wat aan die afvat. As een van jou, een van my. Hierdie hopelik. As 5 minute, bietjie meer as 5 minute. Skare wat Marco Jones skree.
En hy was ontmoet deur die groot kaptein van Horsten, Brendan Hunter. En die weersomstandighede wat ook begin te verander hier so aan die kant van Caledon. Keep the pressure, man. Horsten, kaptein. Wat 30 net daar so aan die verbygaande voetjie met die medikit. Keep the presence, stay calm. Dixon met die regtervoet. En ongelukkig is hy ook nie daar nie. Die tak. Maar Coach Oates, hierdie keer herstel hy sy naam. Release! Release him! Bly! Backwards. Balbesit vir Universals wat oor die kant gegooi word, kant tot kant. Gaan weer wat hulle nou speel. Dan word daar rond gedans. Not held! Steeds Universals wat nou voel. Daar is nog tyd. Daar is die tank om terug te veg. En daar is tyd op die klok om terug te veg. One offside! En momentum wat aan alle kante is. Voordeel word gespeel. Ontkant van Worston. Offside! Strafskop. Ontkant speel. Who kicked the ball? Number! Who kicked the ball? Number! Okay, thank you. Go there. Takskop gevat weer en ons Universals wat kom en hulle kom weer en hulle kom heel dag. Horsten wat keer vir alles wat weg is. As jou plek in die finale op die speel. Stanford Universals wat nou die speel weg doen met bal in hand. Kom met die Rihanna, is man aan die buitenkant. Kleidsmat. En daar gaan gekyk word na daarin. Matset Kleidsmat as sekerheid daarin gekry. Hy is oor die doellyn. Yeah. Jamil. Can you hear me? Jamil, can you hear me? On field season is a try. Just check the grounding for me, please. I'm happy with the pass. Yeah. Okay, thank you. Via is dat stick with your on-field decision. Yeah. The try stands. 5 minutes. 5. 5 minutes. Dat is die tyd van die skeieregter. Warrior. Doelskop wat nie daar is nie. Slegs die 5 punte wat hulle dan kry. Bomsquad van Horsten wat op die veld kom. Marvin Benjamin. Lyk net 'n koker. 5. En die veteraan Edward Fisher. Less Hulle than gaan 5 now. diens doen in die laaste 5 minute van hierdie kragmeting. En die huidige telling is Horsten steeds voor 22 punte. Stanford 13. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Dit gaan Stanford Universals kos 2 keer om te gaan druk. Om hierdie een daadwerklik te vat, McNeil. Ja, Aiden, terecht soos jy sê, 9 punt wedstrijd. En hey, dan kry Universals die strafskop. The other way. En dan is het, lyk na Abrams dat 'n man plat loop en sê kom met my pad uit. No. Is nog 'n 3 wat ek soek. Kaptein. No, Dixon. Rock.
Leave! Leave it now! Use! Kom die bal uit. Via sit Abrams. All the way! Wat bal opvat vir die tweede maal. Groot manne wat nou bal dra. Van Universals. No, leave it now. Stay! En dan word aan die middelveld weggebreek. Opgeteld deur Dixon. Man, it's over. Verby op veld af. Voordeel is verby. Oh, en dan One right. as dit weer Jones wat hom aanslaan. Dixon wat hom in die hande kry. En Brandon Lee Dixon. En via maak hulle dit. Via maak hulle dit. Moeilik vir Universals om terug te kom in hierdie wedstryd. En Aiden, ons moet erken, Marco Jones het glad nie die dag wat hy voorgedroom het hier in die Overberg Challenge nie. Baie beslis McNeil. En al die Overbergspanne en in sentraal Caledon om hom so te verwelkom met sy tweede aanslaan. As dit senuwees of is dit maar 'n deel van die verwelkoming? Maar Dixon en hy gaan Austin natuurlik dra tot aan die finaal. Hulle agter een volgende finaal in die eenheid Overberg Challenge in hierdie jaar 2026. En om sy eie 3 te verdoel en om die Vissersdorpie op sy rug te dra na die finaal toe. Dixon sit die 2 by. En daar's nog tyd om te gaan. Ja, Aiden, as ons weer kyk dat daar hier in Stanford was, veel op pad. Hulle was veel op pad. Eers kom van Dixon af, Kennedy met die druk. En wat 'n fantastiese poging van hierdie jong man om nooit te ophou werk nie. Hy tel die bal op nadat ander geslaan is en hy sien Dixon as weer op sy skouer in die binnekant as ondersteunende speler. En dis weer 'n 16-punt wedstryd aan die guns van Austin. Vlak gehang en goed gedoen weer deur die Universals om hom te wen. En hierdie keer slaan Abrams hom aan. Voordeel word gespeel vir Austin. One nice. Voordeel. Dink daar in 'n strafskop voordeel. Playing Ja. the ball with your feet to the ground. Playing the ball off your feet. 1 minute, 20 seconds. Playing the ball on the ground. Playing the ball. 1 minute, 20 seconds. Aiden, dit is geskryf. Dit is geskryf. Austin skrik van niks. In die finaal, wie gaan hulle daar kry? Caledon Rugby Football Club of Safcol United. Maar Austin wat hierdie een 50 seconds. kalm sal wil beagtig. 50 seconds. Dis jou laaste lyn staan. Maak vas. Hierdie is jou exit plan. Wat is jou exit plan? Het jy 'n exit plan? Al exit plan wat ek hier sien is Stanford. Marco Maar die Bellani. exit. Maar Ja. nietemin, hierdie een was 4 warm geweest McNeil. Stay, Briljant stay. geneem Come die now. Fischer in die lyn staan. Dryfmaal opgesit. En steeds Austin! En hulle gaan oor die doellyn vir oulaas. En daar bere hulle die Universals hier op Caledon. In die Overberg Challenge. En het lyk asof die veteraan is Edward Fischer. Veel gedaan Austin. En was dit in 'n liga wedstryd, was dit 'n groot pak slawe Stanford. Groot vegpoging van die manne in swart. Hulle het werklik opgedaag en gewys dat hulle het hulle plek verdien in die Overberg Challenge. Hulle het verdien om op hierdie dag op te daag. Hierdie wedstryd het van baie lank vopplank gery en kon enige oomblik enige kant toe gaan. Hy is feitelik iets van die verlede. Vla gaan op.
En dis die vletjie van Keaton Oliver wat sê dis dit vir wedstryd 1 aan hierdie dag. Waston skrik van niks. 34. Stanford Universals 13. Wat 'n titaniese, magnatiese, fantastiese wedstryd het ons sopas aanskou. 36 met die doelskop by Aiden Abrams en Anthony Moses staan gereed met die speler van die wedstryd en die 2 kapteine. Moenie weggaan nie. Nog baie aksie op hande. Volgende wedstryd. Safcol United. Ingeskakel vir heeldag se aksie. 8 ure van fantastiese rugby hier in die Oeverberg.